Goeiemôre, baie welkom by hierdie erediens van ons. Mag die Here vir ons seën as ons ook op hierdie manier so saam is. Glo en vertrou dat jy daar waar jy is, ook die wonderlike teenwoordigheid van die Here beleef. Dit is vir ons so 'n voorreg om te weet dat selfs al is ons ver uit mekaar uit, dat ons nog in Jesus naby aan mekaar is. Want ons word aan mekaar gebind deur ons geloof, deur ons belydenis, deur ons lewe, deur ons Christendom, wat ons doen tot eer van Jesus Christus. So mag ons saam wees vanoggend, regtig vir jou ook, tot seën wees. Ek wil begin deur vir ons te lees uit Psalm 130, 'n pelgrimslied. Nou, 'n pelgrimslied is 'n lied wat die mense gesing het, terwyl hulle op pad was, gewoonlik na Jerusalem, om daar die gebruikelike offers te gaan bring, ook vir die Joodse feeste. Baie was gevaarlik, en daarom het hulle hierdie liedere gesing, om hulle moed op te tel, om vir hulle te bevestig dat op hierdie reis waar hulle is, dat hulle nie alleen is. Psalm 130 is so 'n pelgrimslied, 'n reispsalm. Uit die dieptes roep ek na U, Here. My Heer, hoor tog my stem, laat U ore aandagtig luister na my smeekbedes. As U sondeskuld toereken, Here, my Heer, wie kan dan staande bly? Maar by U is daar vergifnis, sodat U ontzag afdwing. Ek wag op die Here, my hele wese wag. Op sy woord vestig ek my hoop. My hele wese wag op die Heer, meer as wagte in die môre, ja, wagte op die môre. Israel, vestig jou hoop op die Here, want by die Here is troue liefde, by hom is volkome bevryding. Dit is hy wat Israel bevry van al sy sondeskuld. Mag die Here ook nou vir jou seën, en in sy groot genade, barmhartigheid en vrede ook baie naby aan jou wees. Amen. Die wat wag op die reden van die Here, vind rus in die skadu van die Heilige God. Die Almagtige, ek sal sê, die Here is my vesting. Ek sal sê, die Here is my toevlug en krag. My God, wie ek vertrou, is my God. Ek vertrou U grote naam, die wat glo, sal U nooit beskaam. My God, in wie ek glo, op U sal ek vertrou, is my God. Ek vertrou U grote naam, die wat glo, sal U nooit beskaam. My God, in wie ek glo, op U sal ek vertrou. En donker tye as geloof en hoop getoets word, en alles wat bekend is in 'n oomblik verdwyn. Bly U getrou, en ek sal sê, die Here is my vesting. Ja, ek sal sê, die Here is my toevlug en krag. Is my God, wie ek vertrou, is my God. Ek vertrou U grote naam, die wat glo, sal U nooit beskaam. My God, in wie ek glo, op U sal ek vertrou. Is my God, ek vertrou U grote naam, die wat glo, sal U nooit beskaam. My God, in wie ek glo, op U sal ek vertrou. Ons teksgedeelte vanoggend kom uit Lukas 8, daar vers 1 tot 3. Maar kom ons bid eers, dan raak ons stil voor die Here. Kom ons vra ook dat die Here ook nou deur sy woord, deur sy gees met ons wil praat. Ja, Here, ons in die woorde van Psalm 130 bely
ons totale afhanklikheid van U. Van U as die genadige Here wat vergewe, wat ook in die moeilike tye van die lewe saam met ons loop. Ja Here, ons sien met verwagting uit daarna, dat U Uself in die wêreld, in die kerk, maar ook in ons eie lewens sal openbaar. En mag ons lees van U woord en ons oordenking daarvan ook vir ons nader aan U bring, vir ons hoop gee, ook vir ons leer hoe om as kinders van U troue volgelinge van Jesus Christus te wees. En dit bid ons in die naam van Jesus ons Here. Amen. Ek lees vir ons uit Lukas hoofstuk 8, Lukas hoofstuk 8 van vers 1. Kort daarna het Jesus deur die een stad en dorp na die ander gereis om te preek en die evangelie van die koninkryk van God te verkondig. Die 12 het saam met hom gereis en ook 'n aantal vroue wat van bose geeste en siektes genees is, naamlik Maria, wat bekend was as Magdalena, uit wie 7 demone uitgegaan het, en Johanna, die vrou van Chusa, en bestuurder van Herodes, en Susanna, en baie ander wat uit hulle eie bronne vir Jesus en die 12 gesorg het. Ek lees vir ons net tot daar. Een van my gunsteling animasiefilms is Kung Fu Panda. Kung Fu Panda vertel die verhaal van 'n oorgewig pandabeer wat die droom en die ideaal het om 'n kung fu, 'n karate meester te wees. Maar ongelukkig is hy net te lief vir eet en te min lief vir oefen. Pau werk in sy pa se restaurant kostalletjie, waar hulle onder andere 'n secret ingredient soep verkoop. En hierdie secret ingredient soep is geweldig gewild onder al die mense. Maar Pau se pa het nog nooit vir hom gesê, wat is hierdie secret ingredient, hierdie geheime bestanddeel, wat hierdie sop so lekker en besonders maak. Tot aan die einde van die film, waar Pau se pa vir hom eendag die geheim vertel. Wat is hierdie secret ingredient? Hy sê vir hom, the secret ingredient is you. Met ander woorde, dis nie een of ander wonderlike geheime bestanddeel wat in die sop is nie, maar dit gaan oor dit wat jy insit in hierdie sop. Dit gaan oor dit wat die sop so lekker maak, is die hart, die passie, die liefde wat daarin gaan. En ek dink ons almal besef maar goed dat om van iets 'n sukses te maak, om iets besonders te maak, lê binne in my opgesluit. Om iets van 'n sukses te maak, gaan oor die passie, die liefde, die toewyding, die commitment wat ek tot 'n saak of 'n taak gee, wat maak dat dit werk. Dis soos wanneer Sonja vir my sê dat my koffie wat ek vir haar gemaak het verskriklik lekker was. En ek altyd vir haar sê, man, dis daai 3 korreltjies liefde wat ek bygegee het. Dit is wat die lewe besonders maak, is dit wat ek van myself in 'n situasie insit en gee. En so gaan dit mos maar met die hele lewe. Dit wat ek insit, is gewoonlik wat ek uitkry. As ek gaan knoeiwerk insit, gaan ek 'n mislukking maak. As ek met passie en toewyding en moeite doen, dan slaag dit gewoonlik. Dit gaan ook so in ons verhoudinge met mense, net. Hoe meer ek in 'n verhouding insit, hoe meer kry ek daaruit. Ek hoor soms mense, sal iemand beskryf as, daai persoon is 'n baie toegewyde Christen. En dan wonder ek altyd, in die eerste plek, wat maak van daardie persoon so 'n toegewyde Christen? Aan die ander kant is ons gewone ouens dan nou nie sulke toegewyde Christene nie. Is ons dan nie genoeg gekommit vir ons geloof, vir ons verhouding met die Here en vir die uitlewing van ons Christendom in die wêreld nie? Wat maak van een persoon 'n meer toegewyde Christen as die volgende persoon? In Lukas hoofstuk 8 het ons vanoggend so 'n terloopse verhaaltjie gelees. 'n Verhaaltjie wat 'n mens eintlik baie maklik kan mislees.
En ek dink baie van ons het dalk nog nooit na hierdie gedeelte opgelet en dit eers raak gesien in die Bybel nie. Dis eintlik so 'n terloopse opmerking, so 'n kantaantekening wat Lukas hier maak in sy evangelie. Maar ons moet hierdie nie sommer so sien nie, maar dit ook aanvaar as 'n baie noemenswaardige opmerking wat Lukas hier maak. Jesus, weet ons, is die seun van God. Maar hy was ook 'n mens, soos ek en jy. Jesus het ook honger geword. En soos iemand gesê het, sy klere het seker ook gate ingekry en moes gestop geword het. Daar's ook knope wat moes vasgewerk geword het. Daar moes oor kos en spyskaarte gedink word en daar moes inkopies gedoen word. Aan die een kant lees ons dat die disippels hiervoor verantwoordelik was. Maar ek vermoed dat naarmate Jesus se bediening toegeneem het, en hoe meer die werk geword het, en hoe meer daar ook mense in hom gestroom het, en die disippels ook meer betrokke geraak het by Jesus se bediening, en hoe meer intens dit geraak het, dat dit vir hulle al hoe moeiliker was, om ook aan die doodgewone alledaagse dinge aandag te gee. Dinge soos kos en klere. En is hier waar daar, volgens Lukas, 'n groepie vroue ingekom het, wie se lewensroeping dit was om vir Jesus te sorg. Ek dink net hoe anders sou Jesus se bediening gewees het, as hy hom meer oor kos en oor klere moes bekommer, as oor die bediening van die evangelie, en die genesings, en die prediking wat hy gedoen het. So hierdie vroue het daarom 'n geweldige belangrike rol gespeel in Jesus se lewe, maar ook in sy bediening. Sonder hulle sou Jesus se bediening nie kon wees wat dit was nie, en sou Jesus waarskynlik nie kon doen dit wat hy gedoen het nie. En uit hierdie spannetjie vroue en hulle toewyding leer ons as kerk en as gelowiges ook 'n verrassende les. Iets oor roeping. En ek wil graag so 3 dinge net vir ons uitlig uit hierdie verhaaltjie uit. Die eerste is dat hierdie vroue werk en hulle leef hulle roeping uit vanuit 'n persoonlike ontmoeting met Jesus self. En dis baie belangrik ook vir my en vir jou geloofslewe. Ons leef ook vanuit ons persoonlike ontmoeting met Jesus. Lukas noem net 3 van die vroue wat vir Jesus so gehelp het se name. Die een was Maria Magdalena, die ander was Johanna en die ander ene was Susanna. Maria Magdalena, uit wie daar 'n klomp duiwels uitgedryf is. Van hierdie vrouens vir wie daar wonderbaarlike genesings in hulle lewens gekom het. Met ander woorde, dit was vroue wat nie maar toevallig net by Jesus verbygekom het nie. Maar is vroue wie se lewens deur Jesus aangeraak, deur sy bediening aangeraak is en wat hulle lewens verander het. En wat hulle by 'n punt gebring het dat hulle gesê het, maar hulle wil reageer daarop deur ook vir Jesus te versorg. Deur ook 'n situasie te skep waar hy sy bediening kan uitleef terwyl hulle in die proses vir ons sorg. Jesus het 'n impak gehad op hulle lewens en dit verander. Die oomblik toe Jesus dit gedoen het, het hy hulle ingetrek ook in sy bediening in. En is dit nie ook maar baie waar van my en jou nie? Die oomblik as die Here Jesus my en jou hart en ons lewens aanraak, dan raak hy ook ons roeping aan. Soos iemand gesê het, dan raak hy ook ons beursies en ons hande en ons voete en ons gedagtes en ons lippe aan. Ons ywer word bepaal deur hierdie ontmoetings met Jesus. Omdat Jesus en dit wat hy vir my doen, sentraal in my lewe begin staan. En ek dink dis wat baie keer gebeur, wanneer mense hulle ywer verloor, of wanneer hulle moeg en moedeloos raak, of dalk self so hyperkrities kan raak oor die kerk. Dink ek het dit baie keer te doen met hierdie toewyding wat verslap het. Met hierdie vergeet van dat Jesus my verlosser is. Dat hy my eintlik gered het van die mag van sonde en van dood. Omdat ons, en ek dink ook, dis omdat ons baie keer ook ons lewens in kompartemente wil indeel. Ons wil onderskei tussen my kerklike geestelike lewe en my alledaagse wêreldse lewe.
Terwyl hierdie twee eintlik nou met mekaar in een gevleg is. Alles wat ek doen, moet ek doen vanuit my verhouding met die Here. Alles wat ek doen en sê, moet ek doen vanuit dit wat Jesus vir my gedoen het. Soos ons gereformeerde teologie, die Heidelbergse Katekismes vir ons leer, uit dankbaarheid. Hoe kan ek en jy reageer op die genade van Christus? Deur uit dankbaarheid ons lewens aan hom te wy. Maar ek dink mense moet ook in hierdie verhaal ook iets lees daarvan, dat om vir Jesus te werk, om hierdie roeping van Jesus te ontvang en dit te aanvaar, vra ook opoffering. En ons moet bestaan dat in die Duitse gemeenskap daar baie rabbies of leermeesters was, soos Jesus. En hulle het hulle mense gehad vir wie vir hulle versorg het. Maar het is opmerklik dat hierdie vrouens baie prys gegee het om dit te kan doen. 'n Mens weet nie al wat hulle persoonlike omstandighede was, of hulle dalk weduwees was, wat dit vir hulle moontlik gemaak het om so agter Jesus aan te gaan. Maar ons lees in die eerste plek dat hulle vanuit hulle eie bronne, vanuit hulle eie sak uit, met hulle eie geld vir Jesus versorg het. En daarom moes dit vir hulle baie gekos het. Maar ek dink ook op 'n emosionele vlak, as hierdie klomp vroue so agter Jesus aangestap het en hom bedien het, dat daar dalk mense is wat daarop kon neersien. Mense wat hulle daaroor gespot het, mense wat dalk smalende opmerkings daaroor kon gemaak het. Maar hierdie vrouens wat was bereid om die spot en die skande te verduur, terwille van hulle oortuiging vir wie Jesus is, uit dankbaarheid vir wat Jesus vir hulle gedoen het, maar ook sodat Jesus sy bediening kon volvoer. Jy sien, dit lyk vir my as ek en jy ook bereid is om vir Jesus te volg, dat dit van ons gaan vra om opofferings te maak. Met ander woorde, om vir Jesus te werk, beteken dat ek 'n roeping het, wat ek gehoorsaam. Maar dit gaan vir my iets vra. Dit gaan vir my iets kos. Dit kan 'n finansiële opoffering wees. Dit kan 'n opoffering wees van jou tyd, dat jy jou etensuur dalk moet opoffer om met iemand te gaan gesels. Miskien moet jy van jou gemak en jou gerief opoffer. Miskien gaan dit vra dat jy sosiale opofferings moet maak. Dalk vriende in die proses moet prys gee, terwille van gehoorsaamheid aan Jesus se roeping vir jou lewe. Dit kan miskien beteken dat jy jou gewildheid gaan moet opoffer. Miskien gaan jy sekere geleenthede by jou moet laat verbygaan, omdat dit nie eerlik of wettig is. Die feit is, die roeping van Jesus kos my en jou altyd iets. En ek en jy moet die koste bereken, wanneer ons hierdie keuse maak, om agter Jesus aan te loop. Ek dink ons moet ook hoor, dat hoewel die verhaaltjie van Lukas 8 vir ons vertel van 'n groepie vroue, en van 'n groepie disippels wat vir Jesus gevolg het, dat hierdie uitdaging, hierdie uitnodiging tot navolging van Jesus aan ons almal gerig is. Dis nie net 'n paar wat die opdrag kry nie. Dis nie net 'n paar van ons wat geroep word om Jesus te volg nie. Die hele kerk trouwens word opgeroep om in hierdie wêreld sout en om lig te wees. Ons word gevra om ons gawes, ons talente, ons belangstellings, ons beroepe, ons verhoudinge, ons beursies, ons alles tot beskikking van die Here te stel. En hy nooi ons elkeen uit om in te skakel by sy werk. Hy nooi ons elkeen uit om hom te volg. Hy nooi ons elkeen uit om betrokke te raak by die bediening van die kerk, by die bediening van Jesus self. Elkeen van ons, maak nie saak hoe klein of hoe gering ons dalk mag voel nie, werk op 'n manier vir die Here. En daarom moet elkeen van ons besef, dat ons 'n baie belangrike plek het, en 'n baie belangrike deeltjie het om te doen, in die werk van die Here, in die koninkryk van God. Ons lees in Lukas 8, so half in die verbygaan, van 'n groepie vroue wat hulle lewens aan Jesus gewy het.
wat in diensbaarheid hulle self aan hom gegee het, maar ook hulle middele en ook hulle tyd en hulle energie. 'n Groepie vroue wie se lewens deur Jesus so aangeraak is, dat hulle nie anders kon as om hierdie keuse te maak om Jesus te volg nie. En ons moet nie hierdie vroue minag of geringskat nie. Ons moet nie vinnig oor hierdie gedeelte lees nie. Ons moet hoor wat roeping vir my en jou as Christene beteken, wanneer ek en jy ons lewens aan die Here wy, omdat hy ons lewens aangeraak het. Is jou lewe deur die Here aangeraak? Het die Here jou lewe verander? Het hy jou kom red? Was daar situasies waar die Here op aangrypende manier in jou lewe ingewerk het, dalk selfs 'n wonderwerk gedoen het? Kan ek en jy dan anders, as om ons lewe, ons middele, ons tyd, ons alles, vir hom te gee, agter hom aan te stap, die opoffering te maak, al kos dit ons, ook soms baie. Mag ons leer uit hierdie verhaal van hierdie groepie vroue. Amen. Kom ons raak so 'n oombliekie stil voor die Here. Here, in ons lewe kan ons vir onsself so belangrik raak. En kan ons lewe so maklik om onsself begin draai, dat ons vergeet dat ons vir alles van ons lewe
aan U verskuldig is. Dis deur U genade dat ons is wie ons is. Dis deur U genade en krag dat ons het wat ons het. Dis deur U alleen, Here Jesus, dat ons hoop het. Dat ons die lewe het. Dat ons die ewige lewe het. Here, leer ons om verby onsself te kyk. En ja, soos hierdie groepie vroue van Lukas 8, getrou agter U aan te loop, die opoffering te maak, die keuse te maak, op grond van U aanraking in ons lewens, om U met oorgawe en met ywer te dien. Dankie Here dat die kerk juis ook daar is, om vir ons hierdie geleentheid te gee. Gee dat ons die geleenthede wat kom, by ons laat verbygaan. Here, seën vir ons in hierdie dag, ook in die week wat voorlê. Ons bid dit in die naam van Jesus ons Here. Amen. Mag die Here dan ook vir jou, daar waar jy nou is, ryklik seën. Mag sy genade, mag sy liefde, en mag dit sy teenwoordigheid deur sy gees, ook nou getrou naby aan jou wees. Amen. Mag die Here vir jou goed wees in hierdie week.